Hier is genade, hier is liefde, hier aanvaar ons mekaar. Hier is begrip en hier is deernis, hier waar elkeen iemand is. Hier gee ons onsself en vind ons plek. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal, baie welkom by vandag se Huiskerk. So ons het verlede week nou begin met 'n nuwe preekreeks wat gaan oor 'n klomp stories uit die Bybel wat nog steeds 'n invloed het op ons lewe vandag. Nou die titel van vandag se storie is Gelukkig is die wenners met 'n vraagteken. Nou, ek het in die 1980s groot geword. Ek was 'n kind in die 1980s. En in daai tyd was dit mos was die hiërargie van die samelewing mos baie duidelik. Ons het almal geweet wie is baas, en wie is in beheer en wie domineer. En dit was 'n paar maniere hoe mense dit geweet het. Dit was die apartheidstyd, so wit mense het gedomineer oor swart mense en bruin mense. Die staat het gedomineer, want hulle het ons hele lewe gereël. Hulle het selfs bepaal wat se musiek ons mag luister en nie mag luister nie. Op die dorpe waar ek groot geword het, was dit die skoolhoofde en die dominees en die dokters wat die gesagsfigure was. En die kerk en die Christelike geloof het ook gedomineer. As jy nie 'n Christen was nie, dan is daar neergesien op jou. Dan was jy 'n bietjie anders en in die moeilikheid by tye. Mans het gedomineer oor vroue. Volwassenes het gedomineer oor kinders. Kapitalisme moes domineer oor die kommunisme. Nou, die wêreld het verander, maar hierdie dominasie storie speel maar nog steeds uit in ons wêreld van vandag, net op ander maniere. En hierdie gedagte van beheer en domineer is deel van ons wêreld. Dis iets wat ons van kleins af leer, is iets wat by ons ingeprent word vandat ons jonk is. Dink bietjie oor die kinderstories wat vir ons gelees is en wat ons vir ons kinders lees. Die leeu is die sterkste ene en hy is die koning van die diere. Die arend is die koning van die voëls, want hy is die sterkste en hy vlieg die verste en hy sien die verste en sien die beste. Dink aan die cartoons wat ons kinders kyk en die games wat hulle speel. Toe ek 'n kind was die cartoons van ons gekyk het, Tom and Jerry en Roadrunner en Popeye. En al daai cartoons het gegaan oor een karakter wat 'n ander karakters moes uitoorlê en oorwin en hulle het dit gewoonlik met geweld gedoen. So ons is van jongs af geleer dat die wêreld gaan oor the survival of the fittest. Die wat wen is die beste. Die wat die beste is en die wat wen is die gewildste en die meeste vriende. So gelukkig is die wenners. Gelukkig is die wenners. Nou ons almal is deel van hierdie storie. Ons almal het daarop ingekoop en dis deel van die wêreld waarin ons leef. Ek dink een van die probleme hiermee met hierdie dominansie storie is dat dit begin by hoe ons Genesis 1 verstaan of dalk misverstaan. So kom ek lees vir ons net 2 verse gou uit Genesis 1 uit, vers 27 en 28. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. Ek dink deel van die probleem is hoe ons die gedagte van beeld van God en die woorde onderwerp en heers verkeerd verstaan het. Om beeld van God te wees beteken ons moet doen wat God doen. Ons moet wees soos God is. Nou God is anders as die ander konings van daai tyd toe Genesis geskryf is. Die konings van daai tyd het gedomineer, hulle het oorheers. En hulle het hulle wil met geweld afgedoen en ander nasies ook met geweld oorgeneem. Maar God regeer en skep op 'n heel ander manier. God skep nie met geweld nie.
God skep 'n wêreld waar mense en diere en die natuur in harmonie saamleef, waar hulle kan floreer en kan groei en kan meer word, waar potensiaal kan ontwikkel. So om beeld van God te wees, beteken ons het ook 'n roeping om so 'n wêreld te skep, om so 'n wêreld moontlik te maak. En dan is daar die ding hoe ons die woorde onderwerp en heers verkeerd verstaan het. Ons het daarvan gemaak domineer en oorheers. En dis hoekom ons is waar ons is. Dis hoekom daar oorloë is, want dit is een groep wat 'n ander groep wil domineer en wil oorheers. Dis hoekom daar geweld is, dis hoekom daar onderdrukking is en ongelykheid is tussen mense. Dis hoekom daar 'n klimaatskrisis is en hoekom sekere dierespesies begin uitsterf. Want die mensdom wil domineer en oorheers. Kom ek verduidelik dit gou so. Dink gou aan jou troeteldier, jou kat of jou hond of jou haas of wat dit ook al mag wees. Maar om te heers oor jou hond beteken tog dat jy skep 'n omgewing waar jou hond veilig is, waar jou hond kos en liefde kry, waar jou hond kan floreer en 'n hond kan wees. Jy skep nie 'n omgewing waar jou hond bedreig word en waar jou hond seer gemaak word nie. En is dieselfde met kinders. Ons skep 'n omgewing waar ons kinders kan floreer en waar hulle potensiaal kan uitleef en kan ontwikkel. Wanneer mens dit doen, dan is jy besig om beeld van God te wees. Nou met al hierdie goed in gedagte wil ek gou spring na Jesus se tyd toe. Nou onthou, toe Jesus geleef het, was dit die Romeinse ryk wat oorheers het en in beheer was, saam met ook met die godsdienstige leiers, die Fariseërs, die Sadduseërs, die Herodiane en so aan. Hulle was die mense wat gedomineer het. So kom ons lees gou Markus 12 vers 13 tot 17. Hulle stuur toe sommige van die Fariseërs en die Herodiane na hom toe, sodat hulle hom op 'n woord kon vastrek. Hulle kom toe en sê vir hom: Meester, ons weet dat u opreg is en u aan niemand steur nie, want u neem nie die aansien van persone in aanmerking nie, maar onderrig die weg van God waarheidsgetrou. Is dit toelaatbaar om belasting aan die keiser te betaal of nie? Behoort ons te betaal of behoort ons nie te betaal nie? Maar Jesus was bewus van hulle skynheiligheid en sê vir hulle: Waarom toets julle my? Bring vir my 'n denarius, sodat ek daarna kan kyk. Denarius is 'n muntstuk. Hulle bring toe een. Hy vra vir hulle: Wie se afbeelding en inskripsie is dit die? Hulle antwoord hom: Die keiser se. Daarop sê Jesus vir hulle: Gee dan aan die keiser wat hom toekom en aan God wat hom toekom. Hulle was stom verbaas oor hom. So hier gaan dit oor die beeld van keiser teenoor die beeld van God. Die beeld van die keiser wat daar op die muntstuk gedruk is, verteenwoordig die oorheersing van die Romeinse ryk. Die keiser is in beheer en daarom moet die belasting aan die keiser betaal word. En Jesus sê: Gee vir die keiser wat hom toekom. Dis die regte ding om te doen. Dis beter vir almal. Maar dan sê Jesus ook: Gee aan God wat vir God toekom. Met ander woorde, gee jouself vir God. Leef volgens die beeld van God. Wees die beeld van God. Moenie wees soos die keiser en die Romeinse ryk nie. Moenie mense domineer en oorheers nie. Wees anders. Wees soos God. Wees diensbaar. Skep 'n omgewing waar daar harmonie is, waar mense kan floreer en kan ontwikkel. So die teenoorgestelde van domineer en oorheers is diensbaarheid. Die antwoord vir leierskap wat domineer is nie dat daar geen leierskap moet wees nie. Dis diensbare leierskap. In ander woorde, in jou gesin byvoorbeeld. Jy neem nie leiding deur jou man of jou vrou of jou kinders te domineer nie. Jy neem leiding deur diensbaar te wees en 'n omgewing te skep waar hulle kan floreer en kan ontwikkel. En in jou werksplek, jy neem nie leiding deur jou werknemers of kollegas of kliënte te domineer nie. Jy neem leiding deur diensbaar te wees en 'n omgewing te skep waar almal hulle self kan uitleef en waar daar groei kan gebeur.
So die punt is, ons moet ons lewens anders leef. Ons moet 'n ander storie leef as die storie van dominansie. Ons moet 'n ander voorbeeld stel as die een waarmee ons groot geword het. Ons moet nie leef volgens die beeld van die keiser nie. Ons moet leef volgens die beeld van God en die voorbeeld wat Jesus vir ons kom stel. Amen.